Goeiedag almal, dit is Theo, geestelike autoriteit en vandag geestelike autoriteit en die wil van God. Luister 'n bietjie wat lees ons in Matteus 26 vers 39, vers 42 en vers 44. En Jesus het 'n bietjie verder gegaan, op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En weer het Jesus vir 'n tweede maal gebid en gesê: My Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. En dan in vers 44, en Jesus het weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Jy weet, dieselfde gebed van Jesus word soos volg in Markus 14 vers 36 verwoord. En Jesus sê: Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik. Neem hierdie beker van my weg. Nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Weet, God se wil was dat Jesus sy seun as mens aarde toe moes kom om vir ons te sterwe. Johannes 3 vers 16 en 17, want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En Jesus het geweet wat op hom wag, maar in sy vleesmens voel hy nie opgewasse daarvoor nie. Daarom bid hy: Here, nie my wil nie, maar U wil. En nou, jy weet, God se wil vir elkeen van ons is definitief al die volgende: om verlos te word uit sonde, om ons te bewaar van gevaar, om ons te red uit gevaar, om geen tekorte te hê nie, om ons gesond te maak, om ons voorspoedig te maak. Jy weet, vir enige van bogenoemde hoef ons nie te wonder of te vra of dit God se wil is nie. Johannes 3 vers 16 leer ons dat God se wil is dat alle mense op die aarde gered moet word. Romeine 10 vers 13, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Daarom moet nooit vergeet dat die autoriteit van God se wil vir elke mens is redding, genesing, voorspoed, beskerming en bewaring. En die mens se verantwoordelikheid is om dit te aanvaar en om dit uit te leef. Handelinge 3 vers 6, luister wat sê die woord hier. En Petrus sê: Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nasarener, staan op en loop. Kan jy hoor wat sê hy? Maar wat ek het. En daarom my vraag aan elkeen van u vandag is: wat het jy? Ek weet, ons almal het die krag en die autoriteit van God in ons lewens, maar ons almal moet ook ons verantwoordelikheid om hierdie krag en hierdie autoriteit van God in ons aan te wend, tot voordeel van elke persoon met wie ons te doen kry en tot verheerliking van sy naam. Here, dankie dat U wil sal geskied in ons lewens, daardie wil van U, waarvan ons lees, altyd net die beste is. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam, amen.